julle dalk die moe vallei? Weet julle dalk wie daar so bly? Thuis in sy moe huisie, daar is hy. 'n vriend soos min en 'n held daarby, dit is Moomin. 'n liewe love Moomin. Weet julle wat die tyd is hier? Vernader skyf vir 'n avontuur. Wie laat ons kraai van pure plesier? Vir 'n storie van sy nuutste gier, dit is Moomin. 'n liewe love Moomin. Dit is Moomin. 'n liewe love Moomin. Dit is Moomin. 'n liewe love Moomin. Moo, mama, moo, papa, moo, my, boe, boe en snip, snap en stinkie daarbij. Allemaal bly saam in die moe-vallei, saam met Moomin. Moo, mama, moo, papa, moo, my, boe, boe en snip, snap en stinkie daarbij. Allemaal bly saam in die moe-vallei, saam met Moomin. Moo, mama, moo, papa, moo, my, boe, boe en snip, snap en stinkie daarbij. Toe dokter Wetals vir Moomin van die goue vis vertel het Moomin gedink dat die vis seker soos die een moet lyk. Hoe groot kan so 'n vis nou wees? My oupa het my vertel dat sy ma die vis eendag gesien het. So jy het hom nooit self gesien nie, dokter Wetals? Nee, my oupa het my net van hom vertel. Hy kom net tydens baie spesiale toestande na die oppervlak toe. So dit gebeur ongelukkig nie baie nie. Wat se toestande? Wel, eerstens moet die tyd reg wees, net wanneer die somer verby is en die herfs begin. Wat is dan nou? En dan moet dit in die middag wees, net wanneer die son uitkom na donderstorm. Ja, dit maak dit so 'n bietjie moeilik. En dan mag ook geen wind wees nie. Oupa het gesê dan mag nie eens 'n rimpeltjie op die water wees nie. Sjoe, dis erg. En daar is nog 'n klop ander goed ook, maar hy het nie mooi geweet waar dit was nie. Eintlik is jy maar net baie gelukkig as jy dit reg kry om die goue vis te sien. Om by die meer te kom is al klaar moeilik. Dis ander kan die eensame berger om daaroor te kom is geen grap nie. Sjoe. Om oor die eensame berge en terug te stap sal minstens 2 dae vat. Dit hoef nie. Ek weet van 'n kort pad deur die berge. As 'n mens dit vat, sal jy dit maklik in 1 dag kan doen. Ha, is jy seker, Bobo? O ja, Was jy al ooit met die kortpad tot aan die berge? eenmal. Sal jy vir my die kortpad wys? Lyk my jy wil regtig gaan. Ja, ek wil daai goue vis sien. Miskien kan ek hom nog vang ook. Ek is seker ek kan. Ek dink jy sal dit regkry nie, Moomin. Hoekom nie? Wel, ek het gehoor die goue vis is heeltemal te slim om hom te laat vang. Ek weet dis hoekom dit soveel pret sal wees om te probeer. Wil jy alleen gaan? Nee, Moema het gesê sy wil ook saamgaan. Vroumense kry partymal sulke dom idees, jy weet. Net Moema. Nee, my ook. Wat van Snif Snaf? Ja, wel, hy het ook gesê hy wil saamgaan. 4 van julle. Ek dink ons moet maar liewer die lang pad oor die berg vat. Hoekom kan ons nie die kort pad wat as hulle saamgaan nie? Wel, die pad is nie baie goed nie, Moomin, en is 'n gevaarlike pad. En ons moet nog deur die heksewoud loop. Is daar dan hekse? Nee, nie meer nie. Al dan is dit mos doodveilig. Al is daar nie meer hekse nie, is dit nog 'n baie digte woud en baie donker daar binne. Ons is nie bang nie, ons vat die kort pad. Die goue vis. Môre, Bobo. Hallo, Bobo. Ek het 'n bietjie verslaap. Moema en Myme is ook nog hierdie.
Jy's baie vroeg, snaf. Ek het gedroom dat ek die goue vis vang en toe kon ek nie weer aan die slaap raak nie. Ek dink ons moet maar gaan. Moet ons nie vir my en my wag nie? Ek weet nie, hulle is nie baie goeie stappers nie. Vandag se stap is nie maklik nie. En ons het gesê ons gaan vir niemand wag nie. So miskien sal dit beter wees as hulle maar by die huis bly. Hoekom sal dit beter wees? My, ek het nie geweet jy's hier nie. Ek het gedink dit sal beter wees as jy en Moema hier bly. Dis 'n moeilike pad. Ek is baie sterker as jy. Wag vir my. Kan jy nie vinniger loop nie, snaf. Ek's nog bietjie aan die slaap. Ek kan nie verstaan hoekom ons so vroeg opgestaan het nie. Om in eendag tot daar weer terug te loop. Maar ek dink dan ons gaan met die kortpad loop. Ja, maar met die kortpad gaan dit ons 'n hele dag vat. Ek weet nie of ek so vinnig kan loop as ons terugkom nie, want die emmer van my gaan baie swaar wees. Die goue vis is die liggie. Ek wil jou nie teleurstel nie, maar ek dink nie jy gaan hom vang nie. Wel, dis dan al hoekom ek saam gaan. Maar jy het gehoor wat die dokter Wetals gesê. Daai goue vis sal hom nie laat vang nie. Ons sal gelukkig wees as ons hom sien. Ja, ek weet, maar dis nou die regte tyd om na hom te gaan soek. Ons gaan choopstil wees. Dan moet hy uitkom. Wel, ek hoop jy's reg, snaf. Natuurlik is ek reg. Ek gaan hom vang. Waarna toe gaan hulle so vroeg? Vir wat slaap hulle nie? Hoe ver is dit nog tot by die heksewoud? Seker nog so goeie 2 uur se stap. En hoe lank stap 'n mens om van die een kant van die heksewoud tot by die ander kant van die woud te kom? Ook omtrent so 2 ure. Wat? Maar dit is lank. Is daar regtig nie meer hekse in die woud nie, hè? Nee, niks nie. Dis jammer want ek is tog regtig nie bang vir hulle nie. O, jy is nie. Nee, eers 'n klein bietjie bang nie. Daar was altyd hekse gewees. Was daar reg? Ja, en sommer baie ook. Hoe anders dink jy die woud sy naam gekry? Dis omdat hulle daar gebly Is jy het. baie seker? Is jy baie seker daar is nie meer hekse nie? Dit is wat ek gehoor het, ja. Moment, dink jy nie die buisiekinders sal veiliger wees as die ander pad vat nie? Môre, mamma. Waar is Moemen vanoggend? Hulle is al vroeg weg voor jy wakker geword het, skat. Natuurlik, die goue vis, ek het amper vergeet. Ek het vir ons lekker pap gemaak. Ek sou graag saam met hulle wou gaan. Nou, maar hoekom het jy nie? Ek dog jy bly omdat jy jou boek wil lees. Ek wil om te dink dat 'n mens 'n vis kan sien wat omtrent niemand nog ooit gesien het nie. Mag dalk interessanter wees as dit my boek is. Ek wonder of hulle hom sal kan vang. Nee, wat mamma. Ek dink hierdie kinders sal dit reg kry nie. Miskien sou hulle as jy daar was. Ja, jy's reg. Ek dink ek weet so 'n bietjie meer van visvang as hulle. Bobo weet ook iets, maar hy is nog baie onervare. Toe maar skat, ek is seker Bobo sal hulle kan help. Dis 'n baie spokerige woud hierdie. Miskien het al die hekse teruggekom. Hou op my. Onthou nou, ons moet almal bymekaar bly. As een van julle wegraak, gaan ek hom nie maklik weer kry nie. Dit is daarom baie donker hier binne julle. Ek het nog nooit bome gesien wat so styf teen mekaar groei nie. Dis nie hierdie boom nie, is bewolk ook. Ja, hoor nie toe waai die wind. Daar mag nie wind wees nie. Ja, maar dan moet eers 'n donderstorm wees. Dis reg, dis wat dokter Wetals gesê het. En dit lyk of daar reën op pad is. Dit lyk nie net so nie. Jy's reg, dit reën. Hierso. Dankie, Moemen. Ek moet sê dat dit daarom baie skielik begin reën. Toe maar, die reën sal nou ophou. Hoe weet jy dit? Ek weet sulke goed. Dit reën nie fisiek hard nie, né? Ja, nou soos die hele dag hier onder die boom gesit en eet, gaan ons nooit by die meer uitkom om die goue vis te sien nie. Ek dink nie ons sal so nat word hier in die woud nie. Die bome keer die reën 'n bietjie af. Ja, jy is dalk reg. Wat dink jy moet ons doen, Bobo? Ek dink ons kan seker dan maar aanstap.
Maar nou reën ons pap plat. Ja, ek dink ons moet maar kyk of ons kan skuilings kry iewers. En waar het jy gedink gaan ons in hierdie simpel ou woud skuilings kry, hè? Seker maar onder 'n ou boom. Haai, Wat sit noem my, wat sien jy? kyk daar, dis 'n huisie. Lyk of daar jare laas iemand gebly het. Wel, ons sal ten minste daar kan wag tot die reën oor is. Wag vir my, julle. Wag! Enige iemand hier? Hallo? Het lyk nie of hier iemand is nie. Lyk of hier baie lanklaas iemand was. Ek wonder wie hier gebly, julle. Soos Doksiel alleen in die woud. Wat se Ek dink ek weet. Ek dink ons almal weet, nee. Jy bedoel tog nie die hekse? Dis presies wat ek bedoel, hekse. Kyk of jy dalk iewers gedroogde skorpioenpote of rotte vlermuistande kan sien rond lê. 'n Eysterpot. En gifborrels. Jy besig. Nee, maar die heks het seker daarmee weggery. Is iemand in die huis? Wie is jy? Kom ons maak dat ons wegkom. Dit kom uit die donker hoek uit. Nee, Bobo, bly weg daar. Net op vang die ding jou. En wat word nou van ons? Wag, mamma, jy verwag my. Stinkie, is jy? Wat? Dit was 'n goeie een. Julle het julle byna doodgeskrik. Ek sal my nie doodskrik vir jou nie. Is baie ongeskik van snifsnap om flou te word as hy my stem hoor. Waarna toe was jy eintlik op pad? Kom nou, was net 'n ou grappie geweest. Julle kan tog nie nog steeds kwaad wees ouer nie. 'n Mens kan ook nie eers meer 'n ou simpel ou grap maak nie. Daar is hy meer. Kom julle. En nou? Hey, wag vir my. Ek wil saamkom. Is jy seker is hier? Doodseker. Ja, maar waar is die goue vis dan? Ek weet regtig nie, moe my. Ek het self ook nog nooit die goue vis gesien. Als is nie, dokter weet als gesê het. Reën dan sonskyn. Wat 'n goue vis. Ja, jy kan my help om te vang. Ek moet die goue vis vang. Huh? Hy kry baie diep onder die water weg. Ek sien niks visse nie, julle. Miskien was dit dokter Wetal se idee van 'n grap geweest. Dokter weet al sal nie vir ons jok nie. Ek dink ons moet net doodstil hier op die gras sit en wag. Die vis sal wel uitkom. Ek glo dit nie. Wil julle vir my sê julle het al die pad hiernatoe geloop om na 'n ou simpel ou vis te kom kyk? Ek is hier om hom te kom vang. Dis net so 'n simpel ding om te doen, snifsnap. Stinkie, moenie in die water skop nie. Nee? Wil jy vir my sê die storie van die goue vis het hulle so nuuskierig gemaak dat hulle al die pad soontoe geloop het? Ai, die kinders daarom. Nou, as ek nie verslaap het, dis sou ek definitief saam met hulle gegaan het. Ek het nie gedink jy sal op jou ouderdom nog sulke goed wou doen nie. Huh? Ek is daarom nog nie so oud nie, hoor jy?
En dit sal baie interessant wees om so 'n vis 'n lewende lywe te kan sien. Snif het gesê hy gaan die goue vis vang en hom saambring huis toe. Hoe wil hy dit doen? Wel, hy het 'n vis net saamgevat en 'n emmertjie om die vis na huis toe te dra. Dis nou vir jou te sê. Hoekom sê jy dan so? Wel, toe ek vir die kinders van die goue vis vertel het ek seker vergeet om vir hulle alles van die vis te vertel. Dokter Wetals was reg toe hy gesê die goue vis is skaam en dat dit nie enige ou is wat dit reg kry om te sien hoe hy lyk nie. Iemand het die goue vis seker opgevreet. Hou op nonsens praat, Stinkie. Hoi! Wat is dit? Het jy iets gesien? Waar? Ek het gesien hoe 'n vis uit die water spring, maar kon nie sien of dit 'n goue vis was nie. Dit was te ver. In die skerp sonlig sal 'n mens net sy skare weer kan sien. Ja, mens sal glad nie sy kleur kan sien. Ag, julle kyk daar. Kyk daar aan die kant op die wal, dis 'n Ek dink ons moet op die vlot klim en na die middel van die meer toe roei. Daai vlot is te klein vir almal vir ons. Hy sal sink. Nee man, vlotte kan nie vol water raak en sink nie. Ek bly maar liewer hier. En hoe het jy gedink jy ooit 'n vis gevang kry as jy bang is vir water? Snaf, snaf. Stinkie, jy's net die regte een om my te help. Dis 'n goue vis wie jy. As ons hom vang, kan ons hom verkoop en sakke vol geld maak. Wat sê jy? Was dit nie hier iewers gewees nie? Ja, ek dink dit was hier, Moomin, maar is baie moeilik om te sê. Het jy hom regtig gesien? Ja, natuurlik. Wel, ek sien niks wat lyk soos 'n vis nie. Ek dink ons moet maar net hier tjoep stil sit en dan moet ons wag. Dis eintlik al wat ons kan doen. Ek sê julle, ek gaan nie huis toe voor ek nie daai goue vis gesien het nie. Vir wat lê jy op jou rug? Daar's nie visse in die lug nie. My oupa het vir my gesê visse hou daarvan om in die vlak water tussen die riete te swem. Ek wonder waar is die ander? Ek sien nie meer die vlot nie. Hulle het hiernatoe gekom om die goue vis te kom kyk, maar ek het 'n verrassing vir hulle. Ek gaan hom vang. Jy soek dalk vir niets snaf. Miskien het iemand al lankal die goue vis gevang en opgeëet. Ja? Ai, kyk daar. Wat is dit? Ek het nou net iets daar in die water sien beweeg. Kyk. Sien jy nou? Ek het jou gesê, nou moet jy doodstil bly anders jaag jy hom weg. Wag, ek kom. Ek bly ek sien 'n visserman nie. Ek dink ons moet maar so stadig gaan begin teruggaan, anders gaan ons nooit voor donker by die huis kom nie. Ja, miskien is dit moeiliker as wat ons gedink het om die goue vis te sien. Miskien gaan ons hom glad nie sien nie. Ek wou hom so graag sien. Ek dink nie dokter Wetals sou vir ons jok nie, maar miskien is die vis nie eers meer hier nie. Ons kan weer terugkom. Boe, wag eers. Wat het Moomin het iets gesien? Hy is so groot. Ja, dis hy. Jippie!
Ons het die goue vis gesien. Ons het hom regtig gesien. Ons het hom, Stinkie, ons het die goue vis gevang. Ons het hom gevang. Ai, Moomin. Ek het die goue vis gevang, julle. Ek wat gedoen? Ek en Stinkie het die goue vis gevang. Oh. Lyk my die warm son het julle ore toe gebrand. Ek sê ek het die goue vis gevang. Hier sê hy, kyk maar self. As jy dink dis die goue vis, is jy dommer as wat ek gedink het. Dis net 'n gewone simpel ou vis. Maar hy was dan goud gewees toe ek hom gevang het, regtig, julle. Dit moes gewees het omdat die son op hom geskyn het, jou domkop. Maar jy het vir my gesê dis die goue vis, Stinkie. Hoekom sit jy hom nie liewer terug in die water, die snifsnaf? Jy het nou gesien is nie die goue vis nie. Kyk hoe lekker swem hy rond. Hy gaan baie gelukkiger wees hier. Ek sê julle, hy het net 'n goue vis gelyk toe ek hom gevang het. Ons glo jou, snif. Kom julle, ons gaan nou moet gaan. Snifsnaf en Stinkie was nie so seker dat dit nie die goue vis was wat hulle gevang het nie. Maar Moomin en die ander 3 weet hulle het nie 'n fout gemaak nie. Hulle en dokter Weta se ouma Grootjie het die regte goue vis gesien. Nou ja, dis fluit en die storie is uit, klein Moomin. Maar hy kom gou weer terug, want ons sien daarna uit, klein Moomin. Deur in die wêreld gaan maak ons 'n draai, woeps op 'n pultjie of speelblik as paai, klein Moomin. Moomin. Gou het jy in ons harte gekruip, klein Moomin. 'n redder van ieder en elkeen die knyp, klein Moomin. Jy's ons vriend en ons held, ons gaan waar jy gaan, deur dik en dun volg ons jou selfs na die maan, klein Moomin.